Goeiemôre geliefdes en welkom weer eens by die Afrikaanse Evangeliese Kerk in Ierland. Geliefdes, vanoggend wil ek met julle gesels oor seksuele reinheid. Seksuele reinheid in ons skrifgedeelte is 1 Tessalonisense 4 vanaf vers 3 tot 8. 1 Tessalonisense 4, 3 tot 8. Maar soos ons dan die woord oopmaak, kom ons maak net eers die oor toe. Goeiemôre Hemelse Vader. Here, vanoggend kom ons na U toe, weer eens om te vra dat U die woord vir ons sal oopbreek, dat ons dit sal verstaan, Here. Dat U vir ons oor hierdie baie belangrike saak sal onderrig vandag, oor seksuele reinheid. Here, en daarom vra ek dat U elkeen wat luister se oë werklik, of se ore werklik sal oopmaak om te hoor wat U vir ons sê, Here. Help elkeen om dit te verstaan en dat elkeen dit dan in hulle harte bewaar en hulle lewens toepas. Here, en wil U asseblief ook weer eens my lippe aanraak, sodat dit U is wat deur my spreek en nie ek nie. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, die meeste van ons het al soms probleme ondervind om die wil van God te onderskei. En op daardie tye het ons geweet dat God net, of het ons gewens dat God net hardop sou sê, my wil is dat jy dit sou doen, dat jy die werk sou neem wat aangebied is, of my wil is dat jy met Susie trou. En dan ons net sê, goed God, ek verstaan, ek het dit, dankie. Maar in ons teks stel God duidelik sy wil vir elkeen van ons in hierdie een belangrike saak. Vers 3 sê vir ons, want dit is die wil van God, julle heiligmaking, dat julle van seksuele onsedelikheid moet onthou. En hierdie woord, seksuele onsedelikheid, word ook vertaal as hoerery. En daar is geen dubbelsinnigheid daarin nie. God wil hê dat jy moreel rein moet wees. Hy beveel nie morele reinheid om jou van pret te ontneem nie, maar eerder om jou uiteindelike plesier in hom te verhoog. Aan sy regterhand is plesiere vir ewig, sê Psalm 16 vers 11. En hy die seksuele verhouding in die huwelik ontwerp vir ons plesier in hom. Enige skending van morele suiwerheid gaan dus teen God se goeie en perfekte wil vir jou lewe. Enige vorm van seksuele immoraliteit sal God se naam skaad. Dit sal jou seermaak en dit maak ander seer. En as die een wat seks geskep het, vertel God ons in sy woord hoe seks ons kan seën en hoe dit ons kan benadeel. Sy duidelike uitgedrukte wil is dat ons van seksuele immoraliteit moet onthou. Maar het is veilig om te sê dat ons in 'n wêreld leef waar seksuele versoeking meer redelik toeganklik is as op enige ander tydstip in die geskiedenis. Toe ek 'n jong man was dit nie naaste by so maklik om pornografie te kyk soos nou nie. Jy moes daai tyd regtig doelbewus daarvoor soek en dikwels in vuil winkeltjies waar jy nie dood betrap wil word nie. Nou is dit 'n paar kliks op 'n slimfoon. In 1988, voordat die internet of slimfone nog bestaan het Leadership Journal, dit was in die winter 1998 uitgawe, op hulle bladsy 24 het hulle 'n opname oor seks en die Amerikaanse geestelikes gedoen. En van die pastore wat op hierdie opname gereageer het 20% gesê dat hulle ten minste 1 keer per maand na seksueel georiënteerde drukwerk, video's of films gekyk het. En 38% van hierdie pastore het gesê dat hulle ten minste 1 keer per maand fantaseer oor seks met iemand anders as hulle gade. En dieselfde opname het bevind dat 12% van pastore erken dat hulle egbreek gepleeg het sedert hulle plaaslike kerkbediening betree het. En 'n leierskap het dieselfde vraag gevra aan lesers van die Christianity Today tydskrif wat nie pastore was nie, en die voorkoms van immoraliteit was byna dubbel, met 23% wat erken het dat hulle buiteegtelike seks gehad het. Meer as 'n dekade gelede, was nou meer as 'n dekade gelede, het L. Mohler geskryf,
dat die statistieke is werklik skrikwekkend. Volgens bedryfsstudies besoek 70% van 18 tot 24-jarige mans pornografiese webwerwe in 'n tipiese maand. En hierdie jong mans verteenwoordig ongeveer 1/4 van alle besoekers aan pornografiese webwerwe op die internet. En die volgende grootste groep gebruikers is jongmans in hulle 20s en 30s, waarvan 66 rapporteer dat hulle gereelde gebruikers van pornografie is. Vandag het die gemiddelde tienerseun waarskynlik duisende eksplisiete seksuele beelde gesien wat oor die spektrum van seksualiteite en perversie strek. En baie van hierdie seuns en jong mans word gedryf deur seksuele fantasieë wat vorige generasies jong mans nie eens sou geweet het bestaan nie. Vandag huur Amerikaners meer as 800 miljoen pornografiese DVD's elke jaar. Ongeveer 20% van alle DVD hier is pornografies. Ten minste 11.000 pornografiese video's word jaarliks vervaardig, wat neerkom op inkomste vir die volwasse filmbedryf, wat na raming tussen 5 en 10 miljard dollar per jaar beloop. En verskoon, ek het nog sê, dit is 20 jaar gelede wat dit geskryf is. So ons kan net dink wat hierdie syfers vandag moet beloop. Soos ek gesê het, natuurlik met die uitvinding van die slimfoon is daardie statistieke waarskynlik nie naaste by so hoog soos wat dit nou sou wees nie. En as jy dink dat Christen mans van hierdie versoeking vrygestel is jy nie in voeling met die werklikheid. Dis 'n groot probleem in die evangeliese kerk. En ek het gelees dat die probleem ook onder Christen vroue bestaan. Soos die Apollo 13 ruimtevader se beroemde sêding, kan ons ook sê, Houston, we have a problem. En so die Tessalonisense ook maar 'n probleem gehad. Toegegee, hulle het nie slimfone of die internet gehad om hulle te versoek nie, maar hulle het wel in 'n baie seksueel promiskuë kultuur geleer, groot geword, waarin die godin Afrodite, wat onder die gewildste gode in Thessalonika was, die simbool van seksuele vryheid en die beskermvrou van prostituie was. Soos Jean L. Green in the Letters to the Thessalonians vir ons sê. En mans kon na heidense tempels gaan en onsedelikheid met priesteresse gepleeg het as 'n daad van godsdienstige toewyding. En verskeie forme van buiteegtelike seks is geduld en selfs aangemoedig, soos F.F. Bruce in die World Biblical Commentary on 1 and 2 Thessalonians dit verduidelik. Hy skryf, 'n man kon 'n minnares hê wat hom ook intellektuele geselskap kon bied. Die instelling van slawerny het dit vir hom maklik gemaak om 'n byvrou te hê, terwyl terloops sy bevrediging gereedelik van 'n hoer beskikbaar was. Die funksie van sy vrou was om sy huishouding te bestuur en die moeder van sy wettige kinders en erfgename te wees. En Paulus se gebooie vir seksuele reinheid was dus net so teenkultureel in daardie tyd as wat dit in ons tyd is. Maar sy boodskap is kristelhelder. Hy sê God se wil is dat sy mense seksueel rein moet wees deur hom te ken en deur die krag van die Heilige Gees. So kom ons kyk daarna. Eerstens, God se wil is dat sy mense seksueel rein of heilig moet wees. En ons het in vers 1 en 2 gesien dat ons as gelowiges verplig is om te wandel en God te behaag deur sy gebooie te gehoorsaam. En nou fokus Paulus spesifiek op die behoefte aan seksuele reinheid of heiligheid. Ons kyk na 'n paar punte. Eerstens, heiligheid beteken om afgesonder te wees vir God, wat ons uit die duisternis tot sy lig geroep het. Want heiligmaking, soos ons in die ou Afrikaanse vertaling sien, beteken heiligheid. Om heilig te wees is om afgesonder te wees van hierdie bose wêreld tot God. En Paulus herhaal die woord 3 keer in ons teks verklem in verse 3 en 4 en 7. En in vers 7 verbind Paulus heiligmaking met ons verlossing. Hy sê, want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. God se roeping verwys na sy effektiewe roeping tot verlossing. Hy het die inisiatief geneem om ons van sy oordeel en toorn te red, deur sy eie seun te stuur om die straf te dra wat ons verdien. Maar nou, nadat ons deur die kosbare bloed van Jesus gekoop is, beveel God ons om heilig te wees, soos hy heilig is, soos 1 Petrus 1 vers 14 tot 16 vir ons leer. In die Bybel gebruik heiligmaking of heilig maak in 3 betekenisse. Eerstens is daar die posisionele heiligmaking. Elke gelowige is afgesonder in Christus, soos 1 Korintiërs 1 vers 2 en 6 vers 11 en Hebreërs 10 vers 14 vir ons sê. En tweedens is daar progressiewe heiligmaking. Dit is die proses waardeur ons heilig word in al ons gedrag, soos ons in 1 Petrus 1 vers 14 en 15 sien.
En dan derdens, eendag sal ons almal perfekte heiligmaking bereik, wanneer Jesus terugkeer en ons soos hy sal wees, met alle spore van sonde verwyder, soos 1 Johannes 3 vers 1 tot 3 vir ons sê. En 'n sekere Dr. Hyrie het dit altyd geïllustreer deur 'n dogtertjie met 'n suigstokkie. Sy wil dit alles vir haarself hê, maar sy sien haar vriendin kom en sy's bang dat dit vir haar sal moet gee, so sê, lek hierdie lekker vinnig oral oor. En dit is die beeld van posisioneel geheilig. Dit behoort heeltemal aan haar. En dan begin sy daardie lolly vir haarself toeëien, terwyl sy dit progressief lek. En uiteindelik sal dit heeltemal aan haar behoort of aan haar gevorm word wanneer sy dit klaar geëet het. In ons teks verwys vers 7 moontlik na ons posisionele heiligmaking. Want God het ons geroep tot die sfeer van heiligmaking of dan heiligheid, maar in verse 3 en 4 verwys Paulus na ons groei in heiligheid, wat soos ons laas gesien het, kom van daaglikse wandel met die Here. En spesifiek fokus Paulus hier op seksuele reinheid. So dit bring ons by die tweede punt. Die heiligheid beteken om jou te onthou van seksuele immoraliteit. En die Griekse woord wat porneia is, verwys na enige soort seksuele verhouding buite die heteroseksuele huwelik. Dit sluit seks voor die huwelik, egbreek, homoseksualiteit, bloedskanne, prostitusie en bestialiteit in. En vergelyk maar verse soos 1 Korintiërs 6 vers 9 tot 11 en 1 Timoteus 1 vers 9 tot 11. En Paulus roep ons nie op tot matiging van ons seksuele impulse nie, maar tot totale onthouding buite die huweliksverband. Soos in Efesiërs 5 vers 3 tot 5 geskryf het, maar hoerery, wat dan ook vertaal word as onsedelikheid en allerlei onreinheid of hebsug moet onder julle self nie genoem word nie, soos dit die heiliges betaam, ook nie gemeenheid en dwaase of lawwe praatjies wat nie pas nie, maar liewer danksegging. Want dit moet julle weet, dat geen hoereerder of onreine of gierigaard wat 'n afgodedienaar is, 'n erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God nie. Maar soos Jesus duidelik gemaak het, begin seksuele onsedelikheid op die hart of die gedagtevlak. Baie mense sê, maar ek het jou nog nooit verneek nie, ek het nog nooit aan 'n ander vrou of 'n ander man gevat nie. Maar Jesus sê om na 'n vrou met welis te kyk, is om met haar in jou hart egbreek te pleeg, Matteus 5 vers 27. En hy het ook in Matteus 7 vers 21 tot 23 gesê, want van binne uit die hart van die mense kom die slegte gedagtes, hoerery, diewery, moord, egbreek, hebsug en goddelose dade, asook bedrog, welis, afguns, laster, hoogmoed en dwaasheid. Al hierdie bose dinge kom van binne en verontreinig die mens. So om die stryd om 'n seksuele reinheid te wen, moet jy jou gedagtes beheer. Wat vereis dat jy beheer oor wat in jou gedagtes omgaan. Jy kan nie na sensuele films of TV-programme of internetinhoud kyk en moreel rein wees nie. Jy kan nie vermy om na al die sensuele geklede vroue te kyk wat in ons kultuur rondgaan nie, maar jy kan die tweede kyk vermy. En jy kan jou gedagtes onmiddellik herlei deur Romeine 13 vers 14 te volg. Sê maar bekleed julle met die Here Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die vlees volgens sy begeerlikhede. Maar om dit te doen, vereis beheer. Met ander woorde, dis die derde punt, heiligheid in die seksuele riekalm vereis selfbeheersing. Want in verse 4 en 5 verduidelik Paulus wat hy bedoel met onthouding van seksuele immoraliteit. Hy sê dat elkeen van julle moet weet om sy eie vrou te verkry in heiligheid en eer, nie in hartstogtelike begeerlikheid soos die heidene wat God nie ken nie. En die probleem is dat Paulus se verduideliking nie heeltemal verduidelik is of heeltemal duidelik is vir ons nie. En daar's twee hoofbeskouings. Een stem ooreen met 1 Korintiërs 7 vers 9 waar Paulus leer dat as jy nie selfbeheersing het nie, jy eerder moet trou as om van welis te brand. En wanneer Paulus sê dat 'n Christen sy eie vrou in heiligheid en eer moet besit, nie in wellustige hartstog nie. En hy bedoel dat eerder as om die huwelik hoofsaaklik op seksuele aantrekkingskrag te baseer, soos ons dikwels in die Hollywood skare sien, daar 'n heiligheid aan die huweliksverhouding moet wees. Dit beeld die uitsluitlike liefde uit wat tussen Christus en sy kerk bestaan,
soos ons in Efesiërs 5 vers 22 tot 33 sien. So dus moet die huwelik in eer gehou word en die huweliksbed onbesmet wees, sê Hebreërs 13 vers 4 en 1 Petrus 3 vers 7. Sommige kommentators se siening is dat vrou as voorwerp vertaal moet word en dan verwys na 'n persoon se liggaam dat dit besit. Die betekenis het van beheer of meesterskap oor of behou. En die werkwoord kan daardie nuance hê volgens G. Beale in 1 en 2 Thessalonians sy boek, sy kommentaar. Maar Paulus se ander gebruike van voorwerp verwys na persone of hulle liggame, byvoorbeeld Romeine 9 vers 21 tot 22 en 2 Korintiërs 4 vers 7 en ook in 2 Timoteus 2 vers 21. So Paulus het dus nie net die mans aangespoor soos wat die eerste siening sou impliseer nie, maar beide mans en vroue om hulle liggame te beheer deur seksuele aktiwiteit tot 'n mens se huweliksmaat te beperk. Soos in 1 Korintiërs 6 vers 15 tot 1 Korintiërs 7 vers 9 daai hele stuk verduidelik. En ek self neig na hierdie siening. Maar beide sienings, maak nou nie saak nie, beide sienings vereis selfbeheersing in die seksuele sfeer en Paulus het albei sienings elders geleer. En God het die heteroseksuele huwelik as die wettige plek vir seksuele verhoudings gegee. En of hulle nou enkel lopend of getroud is, beide mans en vroue moet seksuele welles beheer, beginnende op die denkvlak. Ons moet ons gedagtes bewaak en 'n groot heining om ons huwelike plaas as heilig. En jy mag dink dat niemand weet wat jy dink of waarna jy kyk nie, en dat solank jy nie fisies betrokke raak by 'n vrou of 'n man wat nie jou gade is nie, niemand seer gemaak sal word nie. Maar dit is om twee redes misleidend. Eerstens, God ken jou hart en jy kan nie naby hom wees terwyl jy sonnige welles koester nie. Tweedens, om na pornografie te kyk of wel lustig na vroue te kyk, is soos om krake in 'n dam onder die watervlak te dult. Niemand kan hulle sien nie, maar as hulle nie reggemaak word nie, sal die dam uiteindelik ineenstort en daar sal baie skade wees. En dit lei tot ons tweede hoofpunt, seksuele sonde onder God se mense veroorsaak altyd skade. En ons kyk hier na 'n paar punte. Eerstens, seksuele sonde benadeel God se naam. God is heilig en hy word met sy mense geïdentifiseer. En wanneer belydende Christene aan seksuele immoraliteit deelneem, dan sleep dit God se heilige naam deur die modder en die oë van die wêreld. Want die wêreld kyk. En dis veral waar daar weer wanneer Christen leiers in sonde vasgevang word. En ons sien dit vandag toenemend gebeur. En die wêreld bespot en verwerp die beweringe van die evangelie dan as 'n grap. Dit gee die vyande van die Here aanleiding om te laster, soos 2 Samuel 12 vers 14 sê. En tweedens, seksuele sonde benadeel die sondaar self. In teenstelling met wat gesê word, is alle sonde nie heeltemal dieselfde nie. Paulus sê dat die immorele mens teen sy eie liggaam sondig in 1 Korintiërs 6 vers 18. Diegene wat homoseksuele sonde pleeg, of dit nou mans of vroue is, onteer hulle liggame en ontvang in hulle eie persoon die verdiende straf vir hulle dwaling, soos Romeine 1 vers 24 tot 27 sê. Jy sien, God se morele wette is soos die verkeerswette. Jy kan hulle vir 'n rukkie ongehoorsaam wees en miskien vinniger kom waar jy wil, maar vroeër of later sal jy te vinnig om 'n draai kom, 'n paal tref en die gevolge lei. God se wette is deur die wyse Skepper ontwerp om ons te beskerm. En derdens, seksuele sonde benadeel baie ander. En dit is waarskynlik wat Paulus bedoel het toe hy in vers 6 van 1 Thessalonisense 4 sê, en dat niemand sy broeder in hierdie saak moet bedrieg en benadeel nie. Want om 'n seksuele omgang met 'n ander man se vrou of 'n ander vrou se man te hê, is om teen die onskuldige eggenoot te oortree en hom of haar te bedrieg. Om 'n ongetroude vrou te skend, is om haar seer te maak en haar toekomstige man van haar maagdelikheid te beroof. En implisiet in die woord bedrieg, wat verwant is aan die woord vergierigheid, is dat seksuele sonde inherent selfsugtig is. Want jy buit die ander persoon uit vir jou eie plesier of voordeel. En jy kan dit rasionaliseer deur te sê dat dit deur wederwysige ooreenkoms is en vir wederwysige plesier was en julle is groot mense, maar jy mislei jouself.
As jy kinders of kleinkinders het, benadeel jou seksuele sonde hulle deur hulle van jou goddelike voorbeeld te beroof. Dit benadeel ander kerklidmate deur die reputasie van Christene in die gemeenskap te beskadig. Soos Dawid se sonde met Batseba wys, het hy 'n verskriklike prys met sy familie en met sy koninkryk betaal vir 'n nag van sondige plesier. Maar Paulus verhoog die inset, dis die derde punt, God sal oordeel bring oor diegene wat seksueel onrein is. Want hy voeg by in die tweede deel van vers 6, omdat die Here die wreker is en al hierdie dinge, soos ons julle ook van tevore gesê en plegtig gewaarsku het. En dan in vers 8 voeg hy die waarskuwing by, sê hy wat dit verwerp dus nie 'n mens nie, maar die God wat sy Heilige Gees aan julle gee. En dit herinner my aan die ernstige waarskuwing in Hebreërs 10 vers 26 tot 31 wat sê, want as ons opsetlik sondig nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie, maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en 'n vuurgloed wat die teenstander sal verteer. As iemand die wet van Moses verwerp het, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van 2 of 3. Hoeveel swaarder straf dink julle sal hy verdien wat die seun van God vertrap het en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is, onrein geag en die gees van genade gesmaad het? Want ons ken hom wat gesê het, my kom die wraak toe, ek sal vergelde, spreek die Here, en weer, die Here sal sy volk oordeel. Vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God. In Hebreërs 13 vers 4 waarsku ook sê, laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en die bed onbesmet, want God sal hoereerders en egbreekers oordeel. Miskien wonder jy, maar ek het gedink dat Christen heeltemal vergewe is. Ek het gedink dat ons onder genade was, maar hierdie klink nie baie genadig nie. As 'n ware Christen in hierdie sondes val en berou het, dan sal God sy sondes vergewe. Maar hy mag nie noodwendig die gevolge verwyder nie, soos met Dawid se sonde. Maar as iemand bely dat hy 'n Christen is, maar gewoon daaraan is om seksuele immoraliteit te pleeg, dan kan hy mislei word om homself 'n Christen te noem. En die Bybel waarsku herhaaldelik dat die seksueel immorele nie die koninkryk van God sal beerwe nie. Dan lees 1 Korintiërs 6 vers 9, Galasiërs 5 vers 19 tot 21, Efesiërs 5 vers 3 tot 6. Hierdie sterk waarskuwings toon dat ware Christene vatbaar is vir seksuele immoraliteit. Maar ware Christene sal ellendig wees wanneer hulle gesondig het en nie met die sonde kan voortgaan nie, soos 1 Johannes 3 vers 9 sê. Maar om God se duidelike waarskuwings te verwerp, dui daarop dat die persoon hom nie werklik ken nie. So nou is die vraag, hoe kan 'n Christen dan seksueel rein wees? En dit bring ons by die vierde punt. Om seksueel rein te wees, moet jy God ken en jy moet wandel deur die krag van sy inwonende Heilige Gees. En meer kan bygevoeg word vir 'n omvattende strategie teen seksuele sonde, maar hier noem Paulus hierdie twee dinge. Eerstens, om seksueel rein te wees, moet jy God ken. En Paulus kontrasteer Christelike seksuele reinheid met die heidene wat God nie ken nie, in vers 5. Om 'n ware Christen te wees beteken dat jy God deur Jesus Christus leer ken het, soos Johannes 17 vers 3 en Galasiërs 4 vers 9 ook sê. En dan in 2 Tessalonisense 1 vers 8 sê Paulus dat wanneer die Here Jesus uit die hemel geopenbaar word, hy vergelding sal uitoefen aan die wat God nie ken nie en aan die wat die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam nie. In Romeine 1 het diegene wat God oorgegee het om die gevolge van 'n sonde te ly, van God geweet, aangesien sy eienskappe deur die skepping duidelik is, maar hulle onderdruk die waarheid en ongeregtigheid en eer God nie as God of gee aan hom dank nie. En hy voeg verder by in Romeine 3 vers 18, daar is geen vrees van God voor hulle oë nie. Geliefdes, as ons God werklik ken, dan vrees ons hom. Dan haat ons die kwaad en ons draai weg van sonde. Soos Job 28 vers 28 sê, Psalm 97 vers 10, Psalm 110 vers 10 en Spreuke 1 vers 7, Spreuke 9 vers 10. En dan tweedens, om seksueel rein te wees, moet jy wandel deur die krag van sy inwonende Heilige Gees. Want Paulus noem in vers 8 terloops, wat ook 'n aanleiding is dat hy hulle ook hierdie waarheid alreeds geleer het, dat God sy Heilige Gees aan ons gegee het. En hy gebruik 'n Griekse konstruksie wat heilig beklemtoon, letterlik wat sê sy Gees, die Heilige.
In Galasiërs 5:16 skryf Paulus, maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. En hy noem verder sommige van daardie sondige begeertes op, wat immoraliteit, onreinheid en sensualiteit insluit. En hy voeg by dat een vrug van die Heilige Gees selfbeheersing is. So 'n daaglikse stap vir stap wandel in afhanklikheid van die inwonende Heilige Gees is die sleutel tot die weerstaan van seksuele versoeking en die ontwikkeling van seksuele reinheid. En daar's verskeie aspekte om 'n gedagte te hou. Eerstens, die Heilige Gees is 'n genadige, onverdiende geskenk. Wanneer jy dink aan die feit dat jy God se oordeel verdien het, maar dat hy jou gekies het en jou tot verlossing geroep het en jou sy Heilige Gees gegee het om in jou te woon, dan sal dit jou sonde laat haat en daarvan laat wegdraai. En tweedens, die Heilige Gees is heilig. As die ewige derde persoon van die drie-eenheid is hy die een van wie die engele hulle gesigte in sy teenwoordigheid bedek, soos hulle in Jesaja 6:3 sê, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare, die hele aarde is van sy heerlikheid vol. Hy is lig en in hom is geen duisternis hoegenaamd nie, sê in Johannes 1:5. Sy oë is te suiwer om die kwaad goed te keer, sê Habakuk 1:13. En Petrus vermaan ons in 1 Petrus 1:14-16, sê soos gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie, maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. En derdens woon hierdie Heilige Gees in julle. As jy daaraan dink wanneer jy in die versoeking kom om op daardie porno webwerf te klik of wellustige gedagtes oor 'n vrou te koester, sal jy dadelik jou hand afkap of jou oog uitdruk, soos Matteus 5:27-30 sê. En soos David Powlison geskryf het in sy Sex and the Supremacy of Christ, sê die enigste manier waarop jy ooit sondig is deur God te onderdruk, deur te vergeet, deur sy stem af te stem, van kanaal te verander en na ander stemme te luister. Vierdens, onthou dat jou sonde die Heilige Gees bedroef. Efesiërs 4:30 sê dit vir ons. En bedroef is 'n emosionele liefdeswoord. Wanneer jy teen iemand sondig wat jou liefhet, dan treur daardie persoon. En om teen die Heilige Gees te sondig wat jou verseël het vir die dag van verlossing, is om die God te bedroef wat sy seun gegee het om jou te red. En dan laastens, as jy die Here ken, is sy duidelik uitgedrukte wil dat jy seksueel rein moet wees deur die krag van sy Heilige Gees. En as jy deur seksuele sonde verslaan word, neem watter radikale maatreëls ook al nodig is om die pad na seksuele reinheid weer te bekom. Soos John Owen dit gestel het in The Works of John Owen, volume 6, Temptation and Son, op bladsy 9 sê, maak die sonde dood, of dit sal jou doodmaak. Amen. Kom ons maak die oë toe. Here, wat 'n nodige boodskap wat U vir ons bring vanmôre. Maar ook vreeslik is om te dink as ons dit verontagsaam. Soos die woord sê, vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God. Here, help ons, lei ons. Here, dit is een van die moeilikste dinge in hierdie lewe, om seksueel rein te wees, rein te word, rein te bly. En Here, net deur U krag kan ons dit doen, want sonder U kan ons niks doen. Maar deur U krag kan ons alles doen. Help ons, Here. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, dankie dat julle geluister het. Mag hierdie boodskap vanmôre julle oë oopmaak, julle dalk nie so daaraan gedink nie. Daar's so baie van julle wat dink dat ek het nie dit fisies gedoen nie, so ek is nie skuldig nie. Weet, as jy dit gedink het, as jy met welis gekyk het jy die daad in jou gedagtes gepleeg. Ander mense mag dit nie sien nie, maar God sien dit. Mag God julle lei dat julle elkeen seksueel
rein sal lewe. Mag julle 'n wonderlike Christusgevulde dag en 'n Christusgevulde week beleef, en as dit die Here se wil is, kom ons weer rondom sy woord by mekaar volgende Sondag om verder van hom te leer. Maar tot dan, mag die genade van God met julle wees. Mag God self met julle wees, en mag God julle seën. Shalom.